Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom by my podcast en dankie dat jy saam luister. Ek gesels vandag met Moira Odendaal en ek dink die beste manier waarop 'n mens Moira kan omskryf is 'n vrou met 'n flamboyante hart. Sy woon op Swellendam en almal in die geweste dink ek ken vir haar, want sy het 'n besondere liefde vir teater en sy maak seker dat sy altyd 'n ruimte by haar woonplek het waar sy verskillende teatervertonings en musiekaande en dinge kan hou. Maar Moira is ook hartstogtelik lief vir Swellendam en sy gaan uit haar pad uit om die dorp te bemark. Lekker luister. Om te dink ek praat met iemand wat in 'n wêreld woon of in 'n stad woon, 'n land woon wat ek smoor verlief op is, dis vir my besonder. Jy sal hoor hier in hierdie land waar ek woon, is daar in die agtergrond 'n wat ons noem soetsappige gevogelte wat die hele tyd sing, maar dit is vrek warm hier by ons. So die deur is oop. Ek kan hom nie toemaak nie want dan gaan ek verlep. So Nee, skus mag ook vir nie die weer. voel. Ek is bly om te sien my katjies slaap, want hulle kan partykeer 'n steurnis wees. Dit koeie ook na die daggie was. Hulle is net all over the show. Jy weet, soos jy net die voeltjies het ek nou die katte, maar dit is koud vanoggend, so hulle is lekker in hulle mandjies. Hulle sal seker nie deel wees van die opname nie. Maar die voeltjies kan maar wees. Ek wonder altyd oor Swellendam en die weer. Is dit een van daai wêreldstreke wat so ekstreem is, waar dit doodwarm is en ijskoud, of hoe werk dit? Ja, dit is. Kyk, ek het lank in Kaapstad gewoon. So daar was altyd 'n verskriklike wind. Ek het dit gehaat om in die stad afsprake te hê, want mense het baie keer letterlik van een lamppaal na 'n ander lamppaal geloop, anders waai die wind jou weg in die moederstad. So ons het soms wind hier, maar die wind in die Kaap is baie erger. Maar dan is dit ook warm. Ons het grade ver bo 40 in die somer hier en in die winter is dit soms so koud dat die lange berge sneeu op het. So dit word werklik ook hier koud. Het jy dan lugverkoeling in die huis of wat maak jy teen die erge warmte? Ja, ons het nie lugverkoeling in ons huis nie, maar gelukkig het ons 'n huis. Ons woon in 'n baie ou huis met 'n hoë plafon. En soos wat ons nou by ons oumas en ouma grootjies afgeloer het, want my man kom uit 'n boerefamilie uit en ek. So die ou mense het in die oggende hier 5:00 se kant het hulle die luike en die deure en alles wat jy kon oopmaak, het hulle oopgemaak. En dan wanneer die sonnetjie haar kop uitsteek agter die eerste koppie, dan is die gordyne dig getrek, jy weet, die blindings alles en dan bly daardie koelte in die huis. So hier wanneer dit warm is, wanneer ons van buite af inkom, dan stap ons letterlik in 'n oase in. O, So heerlik. dit is baie lekker hierdie hoë dakke en dan nou in die winter maak ons 'n vuurtjie in die kaggel en dan word ten minste die voorkamer en die eetkamer is lekker warm. Dan boer ons maar saans in daardie gedeeltes van ons huis. Maar voor ons verder gaan, lyk dit vir my interessant net om vir die wat dalk nie weet waar Swellendam is nie, te verduidelik waar dit is. Ja, natuurlik. Swellendam is so goed geleë. Almal weet waar Kaapstad is. So dit is so 2 ure se ry vanaf Kaapstad en as jy 2 ure verder ry dan is jy in George. Dit maak dit baie maklik vir besoekers om hier uit te kom, want in beide Kaapstad en in George is daar 'n lughawe. So dit is een van die voordele om hier te bly. Mens kan baie vinnig 'n vliegtuig haal. 2 ure klink ver, maar dit is nie regtig so ver nie. As ek dink mense wat in Johannesburg woon, is baie keer meer as 'n uur in hulle motors op pad werk toe, soggens en saans. Dan is om
2 ure te ry om by 'n lughawe uit te kom regtig nie ver nie. So ons is tussen George en Kaapstad. Ja, dit is lekker ook vir toeriste soos ek, want as jy dan nou van Kaapstad af die kus langs die pad van die Ooskus dan nou, dan is dit 'n lekker punt om ook in die binneland te gaan vertoef. Nou, dis 'n redelike toeristiese dorp. Baie, baie. Daar in die verlede het mense maklik verbygery want die hoofpad loop op die soom van ons dorp. Jy hoef nie deur die dorp te ry nie. Maar hoe meer ons nou ons daarmee bemoei om te praat oor ons dorp, veral op sosiale media, hoe meer mense besluit nou om deur die dorp te ry. En jy sal verbaas wees met hoeveel mense ek gesels. Hier is kort nuwe intrekkers. En dan vra ek nou maar, jy weet, wat het julle laat besluit om hier te bly? Dan sê hulle, jong, ons het altyd net verbygery, maar toe ons nou hierdie een keer besluit ons gaan deur die dorpie ry, toe is ons verlief en toe besluit ons moet hier bly. So vir die wat nog nie deur die dorpie gery het nie, ry asseblief deur die dorp en jy gaan verras wees. Hoe het jy nou daar beland? Want jy kom nie oorspronklik van daar af nie, né? Nee, ek is in Port Elizabeth gebore en toe ek in my vroeë 30er jare was, het ek Kaap toe getrek en van die Kaap af het ek Swellendam toe getrek toe ek 21 jaar gelede met 'n boer getroud is. As ek dit reg verstaan, bly jy nou in die dorp, né? Het jy altyd in die dorp Ek, gebly? nee, ons het nie altyd in die dorp gebly nie. My man het afgetree. Ons is mos nou al groot mense, so hy is van die jaar 70, een van die dae is hy 70, ek sien nou nogal uit na die Makiti. So hy het besluit om af te tree en toe het ons dorp toe getrek. So toe ek met hom getroud is, toe het ek ook op die plaas gebly. Mis jy die plaas? Verskriklik baie, weet jy, my man het vir my daar 'n ou perdestal omskep in 'n teater en dit was so 'n mooi ruimte gewees en langs ons huis is in 1850 gebou, maar langs ons huis is daar 'n huis wat ek dink 1750 gebou is en dit was eintlik net 'n stoorplekkie. So daar het hy toe nou badkamers aangebou en baie restaurasiewerk daar gedoen en ons het daar toe 'n gastehuis gehad en ek mis dit alles. Ek mis veral ook die diere. Ek het die fraaiste hoenders gehad en ek is baie lief vir donkies en hulle was so mak. Ek het nooit kinders gehad nie, so die diere was nou eintlik maar so 'n uitbreiding van my kinders, jy weet, van my Ja. familie. En katte, ek is nou heeltemal mal vir katte. So daar was nou die melkstal se katte en daar was die stoor se katte en my eie katte. So ek was in 'n katte hemel gewees en ek het met 7 katte dorp toe getrek. O, genade. Ja, maar hulle van hulle is nou nie meer hier op die aarde nie. So ek het nou nie meer ongelukkig nie meer so baie katte nie, maar ja, ek het dit baie geniet op die plaas. Die stilte, die oop, dit was oop. Jy weet, ek het nogal gedink hoe gaan dit nou wees om in 'n dorp te bly met bure so na aan jou. Maar weet jy, ons was so gelukkig geweest om hierdie huis te kry want aan die oorkant van die pad van ons is daar 'n bos en aan die ander kant van ons huis is daar 'n leë erf en aan die ander kant is daar die kerkplein. Dit is ons het nie regtig, ons kan nie oor 'n muur loer en ons bure sien nie of hulle vir ons nie. So dit is vir my baie lekker om so daardie plaasgevoel nog te hê om nie in 'n muur vas te kyk nie. Ons was dan baie gelukkig om hierdie huis te kry. Want jy praat nou van dat jy daar op die plaas was, daar 'n teater, maar nou het jy vir my so 'n videoetjie gestuur en dit lyk vir my jy het nou maar weer sulke planne vir die dorpshuis ook. Ja, dit was nogal 'n storie toe ons nou aankondig dat ons nou gaan die grond verkoop en dorp betrek. Die eerste vraag van die dorpenaars was nou wat van die teater. So toe ons gesoek het na huis, het ek gedink, gits, as ons net 'n ruim huis kan kry
waar ek miskien voorkamerkonserte kan hou, jy weet, en of iewers moes ek 'n plan sien en toe ons na hierdie huis gekyk het, toe sien ek maar daar is 'n ruimte. Dit is nie 'n motorhuis nie, dit is meer soos wat die ou mense gesê het 'n waanhuis. Dit is 'n bietjie groter Ja. as 'n motorhuis en langs dit was daar so klein buitevertrekkie en dit is eintlik hoekom ek besluit het op hierdie huis, want ek het onmiddellik gesien, maar ek kan teater hier hou. Dit was nou nie die styl soos op die plaas nie. Op die plaas was dit ruim, geweldig ruim, met tafels en stoele, so mense het gekom met hulle piknikmandjies, hulle kon lekker in die teater kuier, maar hier op die dorp het ek toe ons nou oopgebreek het die ruimte wat ek geïdentifiseer het, kon ons darm 43 stoeltjies inpas O, soos hulle dis nou baie. sê. Ja, cinema staal, jy weet. En toe het ons baie vinnig die tuin uitgelê met ruimtes waar mense dan met hulle piknikmandjies in die tuin kan sit. Och, dit was baie baie lekker. Al probleem wat ons gehad het, die mense wou nie huis toe gaan nie, want dit was so gesellig. En die ruimte het ook baie vinnig te klein geraak, want 43 mense is nie min mense nie, maar hier is baie mense wat teater wil sien. En toe het ek bewus geword van 'n pragtige riedak gebouetjie wat deel is van die museumkompleks. En toe het ek nou huur ek dit op 'n maandelikse basis by die museum en daar kan ek 70 mense laat sit by tafels en stoele. En dan Baie. bedien jy ook ete dan as jy nou sê by tafels en stoele? Nee, ek bedien nie ete nie. So dan sit nou weer soos die plaaskonsep waar hulle nou hulle piknikmandjies kan bring. Ja, baie gesellig. O, en is 'n mooi vertrek en ek het sulke lieflike collages gehad op die plaas en ek het nou 'n ooreenkoms met die museum dat dit daar kan hang. Maar dan is dit ook op leenbruik vir enige persoon wat daardie ruimte wil gebruik, want dit verfraai regtig die teater. So groot collages. Ja, en dit omskep daai ruimtetjie. Dit lyk net meer gesellig met die mooi versierings teen die mure. En ek het dan nou rooi fluweelgordyne daar gehang wat ek ook daar los vir enige iemand om te gebruik en jy weet verhoogies wat ons kan in en uitskuif. Dis soos die Engelse sê very versatile space en almal geniet die ruimte met al die mooi goed wat nou daarin is. Ek het so een vraagie opgeskryf van wie is Miss Ruby? Vertel nou eers, hoe kom ons by Miss Ruby uit? Dis die lekkerste storie. Ek het terwyl ek nog gewerk het ek op die hoofpad gery. Jy sal dit nou seker ken, jy weet waar mens so van Bellville af ry na Somerset Wes toe. Ek het 'n afspraak gehad om 9. Ek was toe nog 'n korporatiewe noontjie gewees, spykerrak skoentjies en jy weet die pinstripe suits. En voor my ry daar toe 'n bloedrooi veteraan motortjie, Mercedes-Benz, bloedrooi. Weet jy, my hart het byna gaan staan. En ek probeer toe die persoon agter die stuurwiel van die pad af beduie dat ek met hom wil praat. Was 'n ouerige kerel en ek kon sien dat hy eintlik gespanne is, maar ek weet nie waarom nie, want ek wou hom nie skade. Ek lyk nie soos iemand wat iemand anders skade kan doen Nee, nie, glad weet. nie. Ek kan daarvan getuig. Dankie. So gelukkig het ons het albei afgedraai en toe die robot rooi geslaan was so op 'n bultjie. Ek onthou nog hoe moeilik dit vir my was om in spitsverkeer by daai rooi robot bult op te stap met die spykerhak skoene. En ek het aan die venster geklop en vir die persoon gesê, I'm sorry to trouble you. I fell in love with your car. I have to have your car. En hy het toe paniekerig die ruit 'n klein entjie afgedraai en sy telefoonnommer op 'n stukkie papier vir my aangegee. Op daardie stadium, jy weet, almal is haastig in die Kaap, almal is op pad werk toe.
het die lig toe weer rooi geslaan. Almal lê op hulle toeters en ek moet toe nou weer afdraand die spykerhakies. En ja, ek het toe nou, toe is ek amper laat vir die afspraak, maar net nadat die afspraak verby is, het ek hom gebel en het hom gesels en toe sê hy vir my, hy restoreer veteraan motors, maar hy's nou te oud, hy wil dit nie meer doen nie en daarom het hy besluit om hierdie Mercedes vir hom te hou. Hy kan haar ongelukkig nie aan my verkoop nie. En toe sê ek, maar asseblief, moenie my nommer weggooi nie. As jy dalk eendag sou besluit, jy wil haar laat gaan vir enige rede, asseblief bel my eerste. En toe 'n paar maande later, toe kry ek wraggies die oproep van hierdie persoon. En toe sê hy, hy gaan haar ook nou laat gaan. En weet jy, toe ons haar gaan haal het, ek en my man, toe het hy, was die oomie baie hartseer. Ek raak ook nou so hartseer, as ek net daaraan dink. En hy sê toe vir my, toe hy haar groet, toe sê hy, goodbye Ruby. En toe sê ek vir hom, ek beloof vir hom, ek sal nooit haar naam verander nie. Maar om haar nou net 'n bietjie meer te verpersoonlik, dat dit moet voel, dis my karretjie, het ek toe vooraan net misgesit, Miss Ruby. En weet jy, toe ek het op daai stadium met die teater ook begin dink ek wil ook net die plaasteater nie. Die plaas se naam was Diamant. So die plaasteater se naam was Teatre Diamante. En ek het swaar gekry emosioneel toe ons weg is van die plaas af. En ek het besef ek moet daardie boek toemaak, daardie hoofstuk is verby. So dit was nie vir my van pas om die dorpsteater te noem Teatre Diamante nie. Dit was net nie vir my, ek het nie goed gevoel daar met daai gedagte nie. En weet jy, toe was dit soos 'n lig wat aangaan in my kop. Toe besef ek, maar dan is my teater Miss Ruby. En wat toe daaruit gevloei het, was dat mense gedink het my naam is Ruby, want dit is tog 'n naam vir 'n dame. Ja, So en jy daar's moet ook vir die luisteraars net vertel van die kleur hare wat jy het. Ja, dit is die ander ding. Die hare is rooi, die huis is rooi, die katte is rooi, die motortjie is rooi, dis rooi. Die wêreld is so rooi hier, maar ek weet nie wat dit is nie. Rooi het my gekies, ek het rooi gekies, ek weet nie. Maar rooi is mos nou 'n taal op sy eie, dis nie 'n kleur nie. Jy weet, my sussie is lief vir pink. My sussie sê pink is nie 'n kleur nie, pink is 'n attitude. So rooi, ja, rooi is liefde. En ek is so op alles verlief, jy weet. Ek is verlief op die hele wêreld, ek is liefdevol verlief. Ek is altyd in so 'n fobie van love. So rooi is reg vir my. Ek wil ook daarom net sê vir die mense wat nou luister en jou glad nie ken nie, die rooi waarna jy nou verwys, dit is nou nie so postbox harde moderne rooi nie. Ons praat hier van 'n baie romantiese en dramatiese rooi, né? Jy hou daarvan om jou wêreld om jou in te klee in so amper so geheimsinnigheid. Ja, ek doen. Ek wil jou ietsie sê van hierdie kleur. Ek het in 'n restaurant in Hermanus geëet vir die luisteraars. Dit is 'n pragtige kusdorpie. Seker so 'n uur en 'n half se ry hier van Swellendam af. Die mooiste restaurant met hierdie ongelooflike pragtige kleur buite geverf rooi en die vensterrame wit. En ek vra toe vir die eienaar, wat is die naam van hierdie verf? En hy sê hy weet nie. Hy is nou al die 3de of 4de eienaar na die persoon wat dit aanvanklik geverf het. En toe ek loop, sê ek, asseblief, as die persoon eendag hier dalk verbykom, want die persoon wat daardie restaurant geverf het, woon nie eers meer op Hermanus nie, sal jy asseblief vir hierdie persoon vra, wat is hierdie verf se naam, en hier is my telefoonnommer. Ag, en ewe ordentlik sê die restaurant eienaar, maar natuurlik, en toe ek nou loop, dink ek, wat is die kans? En maande daarna, ons was toe juis besig om ons huis te verf. Nou is die huis vol blokkies verf. By die koöperasie gaan meng ek hierdie klein blokkies verf. Dit lyk soos 'n lappie kombers, soos wat ek probeer om daai rooi te kry. En
hier lê my foon uit die bloute uit. Kan jy glo dat mense nog so dierbaar kan wees? Toe het die aanvanklike oorspronklike restauranteienaar was in Hermanus, hy daar gaan eet, en die persoon vra toe vir hom, hier is iemand wat maande gelede navraag gedoen het oor die kleur van die verf. So terwyl ek nou met hierdie gesprek besig is, bons my hart, en ek dink, hierdie persoon moet nou vir my 'n mooi woord gee, want as dit nou veldblom is, of jy weet, enige woord wat my nie raak nie, dan sal ek nie meer so gelukkig wees om hierdie kleurverf te laat meng nie. En ek sê toe, ja, en wat is die naam van die verf? En die naam is French Kiss. Ja. Ja, jy moet nou van romantiese rooi praat. Toe is die naam ook sommer reg. Ag jene, dit is regtig vir my 'n verskriklike mooi kleur. Dit is nie 'n harde posbusrooi soos wat jy te reg gesê het nie. Dit is 'n baie inviting kleur. Maar kyk, die mense, dis mos nou 'n klein dorpie, né? So dit is baie geskinder oor die rooi. En dan wat vir my so lagwekkend was, baie keer is mense nou nie eintlik die regte woord wil sê oor hoe hulle voel nie. Byvoorbeeld, jy het 'n mooi rok aan nie, of jou hare is pragtig gesny nie, dan gebruik hulle die woord interessant, want hulle sien dit raak, maar dis nie regtig vir hulle mooi nie, maar dis ook so opvallend, hulle moet nou eintlik iets sê, dan gebruik hulle die woord interessant. So ek het verskeie kere, wanneer ek vir my kruideniersware betaal, iemand in die ry of by die til langs dan sal sê, ek sien julle verf julle huis, baie interessante kleur. So ja, interessant, is dit nie? Ja, ek weet, ons het jare gelede in Johannesburg gebly, en ons het ons muur so mosterdgeel geverf, en ek onthou die bure was ook nie, ja, hulle het verby interessant na aaklig, lelik, verskriklik beweeg, hoor, hulle was nie eers polite nie. So ja, mense kan nogal aangespreek of, hoe sal ons nou sê, te nagekom voel deur die kleur wat ander mense hulle huise verf. 'n baie bekende skrywer wat redelik onlangs oorlede is, het wortels hier in Swellendam, en sy het my eendag gebel, en sy dit was 'n Franse woord wat sy gebruik het, toe sy verwys het na die kleur van die huis. Ek kan ongelukkig nie die woord onthou nie, maar ek het nie geantwoord nie, want ek het nie die woord geken nie. En toe het ek dit naderhand, toe ons die gesprek verby is, ek weet nie wat sy, ek weet nie of sy 'n voorlesing hier wou kom doen of wat nie, maar in ieder geval, toe het ek die woord opgesoek, en toe het sy my eintlik beledig. Toe O, ja. toe die woord gestaan vir 'n aandagsoekerig, jy weet? Okay. Ja. Maar goed, die feit bly staan, as 'n mens 'n teater en jy wil ook graag weer gaste onthaal, het jy gesê. Dit het ek reg verstaan, hè, in die ruimte daar. Dan wil jy ook daarom iets hê wat aandag trek. Jy wil nie so 'n ou vaal meisie wees nie. Ja, weet jy, die regtig waar, die goed wat ek doen ek omdat dit 'n spontane uitvloeisel is van wie ek is. Ek Ja. probeer nie aandag trek nie. Dit is nou net toevallig dat dit aandag trek, maar regtig waar, ek is baie getrou aan wie ek is. Ek wil graag wees wie ek is, en as dit aandag trek, of as dit negatief of positief, dan moet ek dit maar hanteer, want ek wil autentiek wees. Dit is vir my belangrik, weet jy, daar's vir my 'n skoonheid daarin om myself te wees. Dit hoef nie almal te behaag nie, maar op 65 wil ek werklik nie meer eens probeer om almal te behaag nie. Ek wil self net gelukkig wees met my lewe. En die rooi is regtig 'n spontane uitvloeisel van dit waarvoor ek lief is. Waar kom jou belangstelling vir die teater vandaan? Dit was net altyd daar. Ek was altyd net lief om gedigte voor te dra, en daar's nie goed teater groot name in ons familie nie, terwyl my pa baie lief was
vir gedigte. My ma was baie lief vir musiek. En ja, ek weet nie, is so 'n interessante onderwerp hierdie, weet jy. Mense is mos nie eintlik net die onmiddellike produk van jou ouers of jou grootouers of 'n derde geslag terug nie. Daar vloei baie jare se bloed in ons are en iewers kom dit vandaan. Dit was net altyd wie ek is. En in die skool, ek het altyd toneel gespeel, ek het altyd gesing. Ek het op 'n stadium in my huis in Kaap, die onderste verdieping was 'n permanente teater waar ons Vrydae-aande vertonings gehou het. En dit was maar net altyd daar. En ons wil nou weer, die naweek was my vriend hier wat klavier gespeel het, wat ons begelei het by die huisteater in die Kaap. Hy was die naweek hier, want ons het begin om 'n kabaret te skryf. Ons gaan in Oktober 3 konserte hou, want hier is 'n pragtige historiese kruietuin, nie meer pragtig nie. Ons wil dit restoreer en ons gaan dan nou hierdie 3 konserte hou om geld in te samel om die kruietuin te restoreer. So dit was so 'n wonderlike naweek van sing en skryf en die naslaan van teks, jy weet, gedigte om die liedere aan mekaar te bind. Ek was nog altyd so singerig en praterig en ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Maar dis wonderlik. Ek geniet dit. Ek geniet dit verskriklik baie. Dit klink absoluut fantasties. Weet jy, wat ons hier in die platteland en regtig aan die gatkant van Nederland het, wat my altyd bekoor is in die vroeë somer, dan kies hulle 'n dorpie en ek kan my nou voorstel dat 'n plek soos Swellendam absoluut fantasties sal werk vir so iets. En dan oortuig hulle die boere en die dorpelinge en die restaurante om hulle ruimtes oop te maak, iets beskikbaar te stel. En dan voer elke huis het dan so 'n huiskamerkonsert. En dan vir 3 aande in die week verkoop hulle dit dan nou die kaartjies. En dan gaan jy letterlik op 'n staptoer. En dan loop jy van kamer tot kamer tot kamer of ek was al in skure, selfs in 'n koeistal het ek een stuk toneel gesien. En dan is dit almal plaaslike mense se produksie. So dis nie groot name nie, jy weet dis nie soos 'n kunstefees nie. Ja. Dit is gewoon net die plaaslike mense wat hulle self vermaak. En daar's iets so ongelooflik charmant daaraan en natuurlik almal ken almal, jy weet, soos jy loop van huis tot huis, groet almal mekaar en mense wat dalk te beskeie sou wees om op 'n groot podium te gaan staan, sien wel kans om in, jy weet, blokfluit te speel in hulle sitkamer by 'n kers wat baie laag brand. Dis elke jaar so 'n fantastiese byeenkoms vir my. Ja, dankie hiervoor. Dis nou weer 'n idee, want ons moet altyd, ek is by die museum betrokke en ons is 'n groepie wat onsself noem die vriende van die museum. En ons moet altyd kreatief dink om 'n fonds in te samel en dit is nou so 'n lieflike idee. Ek gaan dit as jy nie omgee nie beslis aan hulle deurgee. Wat ons wel doen of gaan doen binnekort ook in September, dit word genoem stoepkuiers. So daar word dan nou 40 kaartjies verkoop en dan dis nie ek wat dit reël nie. Iemand het my verlede week gebel wat Hoeka in Hermanus bly. Sy is bekend daarvoor dat sy sulke dinge reël en ook langtafel. Sy hou nogal die rekord vir die persoon wat die langste langtafel in Suid-Afrika gereël het. 350 gaste en dit was nogal op 'n pier wat in die see inloop. Dit is ongelooflik mooi. Ek moet eintlik ek moet vir sy's baie kranig. So sy het gebel verlede week en gesê dat sy baie graag stoepkuiers hier in Swellendam sal wil laat gebeur. Dit is dan 40 mense wat op die Vrydag aand na 5 verskillende huise toe stap en die Saterdag aand weer. En dan is daar 'n historikus
deel van die geselskap en by elke huis vertel hy iets oor die boustyl of dalk van iemand besonders wat in die huis gebly het. En dan by elke huis eet iemand 'n klein happie, een klein soos 'n tapas happie. O ja. En ja, en luister na die gesprek vir so 30 minute en so stap hulle dan nou deur die dorp. So ek gaan nou jou idee gryp en miskien by myne gryp en dan tapas julle daar in Amsterdam ook en luister na stories. Daar's soveel lieflike geboue. En Ja, dit kan regtig 'n gawe aktiwiteit vir julle ook wees. absoluut. Stoep, onthou die woordjie Die stoep. stoepstories. Nee, ek gaan hierdie onthou, die stoepkuiers. Ek wil nou vir jou vra by jou teater, hoe kry jy mense om daar te kom optree? Hoe boek jy mense voor die tyd? Kies jy spesiale mense? Hoe werk dit? Oor die tyd, toe ek nou maar net begin het, nog op die plaas, het ek net doeteenvoudig mense gebel van wie ek weet. En in daardie stadium was dit die Idols waar Elvis Blue, ons almal het Idols gekyk. Dit is ook baie maklik. Dit is maklik deesdae om mense op te spoor. So ek het hom gebel en ja, hy het toe 'n man uitgewen die week en daai naweek het hy by ons kom sing. En dan was hulle so gaaf om te sê, "Jene, dit is 'n pragtige venue. Kan ek kan ek my vriend vra of hy nie hier wil kom sing nie? Of kan ek jou die naam en nommer gee van hierdie en hierdie kunstenaar?" So dit het eintlik baie maklik gebeur aanvanklik. En dit raak nou al hoe makliker met sosiale media, want jy sien Absoluut. videoklips en dan is daar mos altyd 'n plekkie waar jy 'n privaat boodskap kan stuur. So ja, dit is regtig nie moeilik nie. En toe wat ook intussen tyd gebeur het, is dat kunstenaars gereeld, maandeliks, dan sal iemand 'n boodskap stuur en sê ek het jou nommer hier en daar gekry, ek is so en dis die tipe musiek wat ek sing, hier is vir jou 'n video, ek sal graag na Miss Ruby wil kom. So sy adverteer nou eintlik haarself. Dit is ongelooflik. Is jy ooit bang dat jy nie genoeg kaartjies verkoop nie? Ek kan dink Ja, dat ek in die nagte sal wakker lê met daai een. ja, ja. Ek weet dit lyk altyd vir almal so maklik. Hier hou sy konsert en die mense kom en geniet hulle self, maar dit is nie altyd so maklik nie. Dit is maar hoe dit is, nê? Hier is net 'n beperkte aantal mense hier in die dorp en almal het 'n spesifieke genre waarvan hulle Ja. hou. En dit is baie keer vir my nogal sinitergend. Kyk, ek weet nou al hoe dit werk. Ek het 'n groot database, ek stuur my boodskapie uit met 'n video. En wanneer ek die eerste dag nadat daai advertensie uit is, 20 kaartjies verkoop, dan weet ek gaan uitverkoop. Wanneer ek nie een kaartjie verkoop het binne die eerste week nie, dan weet ek het nie nou die regte kunstenaar vir hierdie gehoor nie. En dan moet mens maar baie keer net sê goed met die kunstenaar praat. En baie keer, en dis ook nogal oulik, dan sê hulle maar, weet jy wat, ek is heeltemal bereid om 'n kamerkonsert te hou vir 15 mense in jou voorhuis. Kyk, Ja. ja. En dan skuif ek so 'n bietjie die voorhuis, laat daar nou ruimte kan wees vir iemand om op te tree, maar nou na verlede week se skuiwery waarvan ek so 'n bietjie vir jou vertel het, is hier eintlik ook nou 'n plekkie waar ek niks hoef te verander nie. Daar's 'n piepklein verhoogie waar net een persoon kan staan en daar is 'n eetkamer met 14 stoele. So ek hoef nie, as iemand nou 'n kamerkonsert wil hou, is alles gelukkig nou ook gereed hier in ons huis.